welkom by M-Kids. Ons is baie bly dat almal van julle deel kan wees van vandag se lesie. Of jy nou by die huis kyk en of jy hier saam met ons by die kerk is. Kom en geniet vandag se diens saam met ons. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. So, wat is jou gunsteling stories op TV oor gesinne? Miskien is dit 'n tradisionele familie of iets bietjie meer uniek. Kyk na hierdie stukkie storie en besluit op jou gunsteling. I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mummy Pig. And this is Daddy Pig. Miska, Muska, Mickey Mouse. It's the Mickey Mouse Clubhouse. Come inside, it's fun inside. It's the Mickey Mouse Clubhouse. Roll call. Donald. Daisy. Here. Goofy. Here. Pluto. Minnie. Here. Mickey. Right here. It's the Dinosaur train. Dinosaur. Once upon a time there was a mom. Her name was Mrs. Pteranodon. Sitting on her nest she heard a scratching and said, Oh boy, my eggs are hatching. one by one her kids pop free. Baby Pteranodons, 1, 2, 3. I'll name you Tiny, Shiny, and Dawn. But Tiny said, Wait, there's one more, Mom. the last little baby was a different size, with teeth and a tail and big green eyes. He didn't look anything like the rest. What am I doing in a Pteranodon nest? But dear old Mrs. Pteranodon. Daar is so baie verskillende families. Ek wonder hoe lyk jou familie? Is julle 'n groot familie of 'n klein familie? Het jy 'n mamma en 'n pappa? Bly hulle saam of in twee huise? Bly jou oupa of ouma ook by julle? In elk geval, familie is 'n wonderlike geskenk. Maar ons families is verseker nie perfek nie. En soms kan jou familie jou 'n bietjie mal maak. Ek seker jy het al op 'n stadium so gevoel. So wat doen mens dan? Ons kan nie en wil nie regtig hulle nie meer hê nie. Ons is mos lief vir hulle. Ons kan nie altyd alles regmaak wat ons kwaad of ongelukkig maak nie, maar ons kan raak sien en herken dat familie 'n groot geskenk van God is en dat ons as familie saam kan groei. Julle is as familie saam op 'n reis met God. God is by julle en julle kan as gesin saam doen wat God vra. Kom ons luister nou eers na vandag se skrifgedeelte. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet. Gelukkig en voorspoedig sal jy wees. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem kan aanskou al die dae van jou lewe. Kan mens altyd die heeltyd, elke dag, net heeltemal perfek wees en niks verkeerd doen nie? Wat sê julle? Ek dink nie 'n mens kan nie. Almal maak partykeer 'n fout, of 6. Wat dink jy? Moet Christenfamilies
altyd perfek wees? Dink jy ander mense dink soms ons moet perfek wees? Dink jy God dink dat ons altyd perfek moet wees? O nee, ek dink nie so nie. Ek dink God roep ons om meer en meer soos hy te word. Maar bietjie vir bietjie op 'n slag. Soos wat ons hom leer ken elke dag. Hy sê nie ons mag nooit 'n fout maak of iets verkeerd doen nie. Ons almal maak foute en ons is verseker nie perfek nie. In die laaste paar weke het ons gesien dat Jesus se ouers en die ander mense in die Kersfees storie definitief ook nie perfek was nie. Ons kan selfs verder dink aan na Jesus se geboorte. Soos hy ouer geword het, was daar ook moeilike dinge in sy familielewe. Ons weet van waar hulle vlug na Egipte, nadat koning Herodes probeer het om Jesus dood te maak, praat van 'n stresvolle situasie. En ons weet van die keer toe Maria en Josef vir Jesus verloor het toe hy tempel toe gegaan het. En dis nog boonop voor al die dinge wat verkeerd gegaan het met Jesus se geboorte. Daar's 'n klomp goed wat nie perfek was nie, maar dis oukei. Die familie is verseker geseënd, want God is by hulle. Hy's altyd by hulle en hy lei hulle. Maar hulle was definitief nie perfek nie. Geseënd beteken mos dat ons God is vir ons en dat hy by ons is. Ons is ook nie perfek nie, maar ons is ook geseënd. Om 'n geseënde lewe te leef as familie saam, is om te leer en te aanvaar dat God ook daar by jou is, selfs in daai moeilike tye, of in die dele waar jou familielewe moeilik is, of in die alledaagse lewe waar dit moeilik is. Jy kies elke dag om God te volg, en om bietjie te verander en elke dag meer soos Jesus te word. Ons is geseënde families wanneer ons God vertrou, en weet dat hy met ons is, selfs wanneer alles verkeerd gaan. Ons kan saam as gesin elke dag saam met Jesus die lewe leef. Ons kan nader aan God groei en mekaar elke dag kies om God te volg. Jy kan skool toe gaan met God aan jou sy. Jy kan verhoudings bou met hom by jou. Wees lief vir jou familie saam met hom. Hy's daar by julle. Speel en eet en werk saam met God langs jou. Volg sy raad en riglyne. Onthou, jy kan dit doen deur die Bybel te lees, kerk toe te kom, selfs aanlyn, en om te gesels met jou vriende en familie wat God saam met jou dien. Sien raak en wees dankbaar vir God vir die geskenk van familie. Selfs al met al hulle foute en struikelblokke, God het julle vir mekaar gegee. En as jou familie baie moeilik is, kan jy steeds na God toe draai. Hy hoor jou en hy's deel van jou familie. Jy is deel van sy familie. Mag die Here jou en jou familie seën en jou herinner aan hoe naby hy is en hoe baie lief hy jou het. Mag jy daagliks na hom toe draai en al die dae van jou lewe hom volg en die lewe saam met God geniet. Hallo Emkies, maatjies, kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie vir ons familie. Dankie dat U ons vir mekaar gegee het. Help ons om as familie U saam te volg, saam te dien en elke dag te hoor wat U raad en riglyne vir ons is. U wys ons hoe om te lewe. Amen. Bye maats, hoop julle het 'n heerlike week vorentoe.